Welkom by vandag se gebedsbegeleiding. Daar waar jy is, word vir 'n oomblik stil. As dit moontlik is om jou oë toe te maak, sit jou voete plat op die grond en haal diep asem. Die doel van ons gebedsbegeleiding, podsendings, is om jou te help om bewus te word van God se teenwoordigheid in jou lewe. Dat jy nie iewers ver hoef te gaan om God te soek nie, maar dat, soos wat Paulus ons leer, dat God se Gees binne in ons woon en dat ons bewus moet word van sy Gees. Of jy by die werk is, of jy by die huis is, of jy by die skool is, of jy in die winkels is, of jy in die kar is, God is by jou. God is teenwoordig, maar ons is dikwels afwesig. So baie dinge waaraan ons elke dag moet dink. Soveel besluite wat ons moet maak. Dinge wat ons vanselfsprekend aanvaar. Soveel verhoudings wat ons moet bestuur. En binne in dit alles en deur dit alles beweeg God saam met ons. Dit is egter nodig om doelbewus te word van die feit dat ons nie alleen deur hierdie lewe gaan nie. En dat elke tree wat ons gee, elke asem wat ons in en uitasem, is 'n getuienis. As jy hierdie oefening doelbewus saam wil doen, kan jy 'n kers aansteek, die lig van die kers wat God se lig verteenwoordig in ons lewens. Soos wat Johannes 1 ons leer dat die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. En Psalm 23 wat sê, selfs as ek in donker dieptes ingaan, sal ek nie bang wees nie. As jy nie 'n kers wil aansteek nie, kan jy 'n takkie of 'n klip uit die tuin uit gaan haal. In ons Heidelbergse katekismes bely ons dat God homself openbaar ook in die natuur, in die skepping. Wanneer jy daai klippie vashou of vir daai takkie kyk, is jy ook bewus dat God by jou is. Raak bewus van God om jou in die suurstof wat jy inasem, die asem wat jy in en uitblaas, dat dit God is wat vir jou daardie suurstof gegee het. Soos ons lees in Genesis 2 waar Adam sy liggaam gevorm was en nadat God sy ruach, sy gees, sy asem in hom ingeasem het hy begin lewe. Jy is ook welkom om 'n notaboek en 'n pen byderhand te hou en word vir 'n oomblik net bewus van hoe jy vandag voel. Dink oor dinge wat gebeur het in die week, mense met wie jy gepraat het, dalk 'n droom wat jou miskien ontstel het. Wat is die dinge waaraan jy dink vandag? Wie is die mense aan wie jy dink vandag? En hoe voel jy in hierdie oomblik? Word vir 'n oomblik bewus van jou liggaam. Voel jy dalk angstig? Voel dit asof jy oppervlakkig asemhaal of jy spanning in jou skouers het? Ontspan vir 'n oomblik jou gesig, jou wange, jou mond, jou nek. Al diep asem en ontspan jou skouers en jou rug. En voel hoe jy net rustig geraak in God se teenwoordigheid. Ons kyk vandag saam na 'n Psalm wat almal van ons goed ken. Psalm 1 wat sê gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee,
en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is so skaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Word vir 'n oomblik stil en dink oor die woorde van hierdie psalm. Dink oor die pad wat jy besig is om te volg. Is dit die pad van 'n godvreesende of die pad van 'n goddelose? Dink oor waar jy jou lewensboom plant, waar jy jou wortels skiet. Is dit by die waters wat God voorsien? Of skiet jy jou wortels in die droë grond van die wêreld? Vader, ons kom vra vandag dat U ons sal kom plant by U lewende waters. Dat U ons harte en ons gedagtes en ons denke sal skuif. Dat ons vrug sal dra. Dat die wêreld kan sien dat U die bron van ons lewe is. Maak ons bewus van U Gees wat in ons woon. Gee dat ons onsself daarvoor sal gee. Dat ons sag sal word, nederig, leerbaar, hoorbaar, sodat ons ook tasbaar U koninkryk kan sigbaar maak. Skenk ons vandag U vrede, U leiding, U liefde en U barmhartigheid. Amen.